Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Daar's 'n snaakse ding wat met mense gebeur en die gevaarlikste deel daarvan is dit gebeur stil deur jou lewe. En hulle noem dit the Abilene Paradox. En kom ek verduidelik dit net vir jou op 'n baie eenvoudige manier. Dis eintlik wat gebeur wanneer almal saamstem, maar niemand is eintlik gelukkig met dit waar hulle oor saamstem nie. Jy sit saam met vriende en iemand sê, kom ons gaan daarheen en jy dink by jouself, ag, weet jy wat, ek is nie regtig lus nie, maar jy sê niks nie want jy dink die ander ouens wil gaan en jy wil inpas. En die volgende ou dink presies dieselfde, maar hy bly ook stil. En voor jy weet, ry almal na 'n plek soos Abilene toe, 'n plek waar niemand eintlik wou wees nie. Maar dis nie net 'n snaakse storie nie, dis die lewe. Dis hoe mense werk, 'n werk kies wat hulle haat, en dis hoe mense in verhoudings bly wat hulle leeg hou, en dis hoe mense stil bly oor dinge wat hulle eintlik in glo, oor godsdiens en politiek, nie omdat hulle swak is nie, maar omdat hulle dink, dis seker wat van my verwag word. Jy gaan werk toe en almal kla oor die werk, maar niemand verander ooit iets binne in dit nie. Jy sit in 'n verhouding en albei van julle voel, iets is af en dit werk nie, maar niemand sê dit of gaan vir terapie nie. Jy leef volgens 'n plan wat jy nooit self gekies het nie. Want ergens diep binne in jou het jy begin glo, as ek eerlik is, gaan ek uitstaan, en as ek uitstaan, is dit gevaarlik. En so gebeur iets ongelooflik hartseer. Ons begin ons lewens bou op goed wat niemand regtig gekies het nie. Dis nie dat mense nie weet wat hulle wil hê nie, dis dat hulle bang is om dit te sê en dit uit te leef. En hier steel dit jou geluk, want geluk leef net in waarheid, nie waar ons voorgee nie. Jy kan nie vreugde hê in 'n lewe waar ons met mekaar speletjies speel nie. Jy kan nie vrede hê as jy konstant probeer inpas by 'n storie wat nie joune is en wat jy dalk nie mee saamstem nie. En dis nie net jou lewe wat geraak word nie, die hele samelewing word ingetrek daarin. Want dink daaroor, hoeveel idees word nooit gesien nie, hoeveel innovasie word stilgemaak, hoeveel waarheid bly vasgevang in mense se borskaste, net omdat hulle bang is om dit te sê. Omdat almal wag vir iemand anders om eers eerlik te wees. En so bou ons 'n wêreld en 'n gemeenskap waar ons almal aanpas, maar niemand lei nie. Waar almal volg, maar niemand glo nie. En die Bybel slaan hierdie ding baie hard reg op die spyker. En hy sê vrees vir mense span 'n strik in Spreuke 29. En dis presies dit. Dis nie sonde in die groot dramatiese sin van die woord nie, maar hierdie stil kompromie wat sê ek kies mense se goedkeuring bo my eie waarheid, bo dit wat ek glo wat reg is, bo ook wat ek leer as Christen om uit te leef. Maar hier is die bevryding. Die hele Abilene Paradox val uit mekaar met een persoon. Net een ou wat sê, actually, ek voel anders. Een vrou wat sê, hierdie verhouding werk nie vir my nie. Een stem wat eerlik is en skielik besef almal, ek ook nie, ek stem eintlik ook saam daarmee. Dis amper soos 'n lig wat aangaan in 'n donker kamer, want die waarheid is, mense wag vir toestemming om hulle self te kan wees. En jy kan daardie toestemming wees. So vra jouself vandag, waar in jou lewe ry jy Abilene toe, net omdat jy dink jy moet? Waar sê jy ja, terwyl alles in jou skree nee? Waar stem jy saam met 'n ding, of like jy 'n post, al stem jy glad nie daarmee saam met daardie indruk of daardie standpunt nie? En nog belangriker, wat sal gebeur as jy net een keer eerlik is? Want miskien en net miskien is jou vryheid nie 'n groot dramatiese verandering nie, maar een eenvoudige besluit om op te hou raai wat ander mense verwag en te begin leef wat jy weet wat waar is. En wie weet, jy gaan dalk ontdek, jy was nog nooit alleen nie. Julle was almal net te bang om iets te sê en almal was net stil gewees. Ek hoop dit 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.